Welkom, liewe pelgrim, by die jagerkasteel. Toekoms is duister, maar tyd sal jou nie verveel. En dit kan jy weet, om nie te vergeet. Jou verblyf hier is doelbewus en deeglik gereël. Vloek van die Limerikke, geskryf deur Eugene Pinaar. Jaco, slaap jy? Jaco, kan ek inkom? Jaco, jy kan onmoontlik nog slaap. Kom nou Jaco, ek val nie hiervoor nie. Ek is jammer oor gisterand, okay? Kom nou, dis nie meer snaaks nie. Jaco, wat is fout? Word wakker. Jaco, nee, Jaco, help! Kom help asseblief. Jaco, nee! Reina, wat gaan aan? Wat is fout? Dis Jaco, daar's fout, ek dink hy is... Jaco? O, magtig. Help hom asseblief. Ek kry vir Louis. Louis, kom help, hier is moeilikheid. Ek is hier. Wat is dit? Julle klink ontsteld. Jaco. Wat is fout met hom? Skuif een kant toe, laat ek kyk. Gaan hy okay wees? Ek is bevrees, hy is dood, Reina. 'n hele tydjie al. Nee, asseblief sê vir my, dis nie waar nie. Magtig, nie nog iemand nie. Hel, wat is die odds? Maar hoe? Lyk soos gif. Gif? Ek weet nie, dit lyk so. Daar is skuim in sy mond. Vir wat laat waai julle so? Jaco is dood, hy het gifing gekry. O my moer. Moenie almal op hol jaag nie, Werner. Ek sê dit lyk of dit gif kan wees. Ons weet nog nie. Reina, weet jy wat gebeur het? Nee, ek het hom so gekry. Ek het hom kyk of hy nog nie op is nie. Shame. En al die tyd lê hy hier mors dood. Alana, sit te wag voor jou mond. Excuse me dat ek lewe. Ek hou my bek. Reina, is jy okay? Ek sal weer leef, dankie. Sorry, ek weet ek moes my bek hou. Maar ek wil weet, hoe die hel het jy nie in die nag iets agtergekom nie? Ek het in 'n ander kamer geslaap. En toe dit laat raak vanmôre en Jaco staan nie op nie, het ek kom kyk of daar fout is. Nou, hoekom het jy nie by jou man geslaap nie? 'n newly married couple is nie supposed om apart te slaap nie. Ons het vasgesit gisterand. Ek wou juis gaan vrede maak vanoggend toe ek... Dis reg, Reina. Jy hoef nie te verduidelik nie. Los dit nou asseblief, Alana. Hoekom moet ek elke keer stil bly? Almal praat, maar as Alana haar bek oopmaak, is die jal los. Wag so bietjie. Wat is hierdie? Kyk hoe lyk sy arm. Laat ek sien. Hel. Sy boarm is potblou. Magtig, Alana, kom weg daar, laat Louis kyk. Genigtig, dit kan mos nie. Louis? Lyk soos 'n slangbyt. 'n Slangbyt? Hey, dis nie waarvoor ek opgesaai het nie. 'n Slang en ek is die bloody maats nie. Dink jy die slang het hom hier in die kamer gepik? Dit beteken die ding moet nog hier rond wees. O, moer. Dit maak nie sin nie. Hoekom het hy nie kom hulp soek nie? Môre. Hoe lyk dit? Wat het ek gemis? Kabous, jy mis al die pret. Jaco is dood, slang het hom bygekom. O, hel. Pragtig. Ja, wragtig. Luister mense, kom eers hier uit. Ons moet die polisie laat kom. En ons weet nie of die slang nog hier ergens is nie. En raak rustig, ons weet nog niks verseker nie. Ja, dokter, goed, dokter. Skei uit, Alana. Hey, wat steek daar onder sy kussing uit? Waar? O, ek sien, lyk soos 'n stuk papier. Ons los dit tot die polisie kom. Sit dinges. Wat as dit weer 'n resitasie is? Jy is dalk reg. Laat ek sien. Dis wragtig weer 'n limerick. 'n Gas moes nou die volle prys betaal. Gif was die middel wat nie sou faal. Maar 6 is nodig. Meer is oorbodig.
Die offer is nodig om die vloek te herhaal. Wat beteken dit? Is Jaco dan... Hoor hier, hierdie is die snaaksie. Sorry, maar die resitasies gaan bokant my kop verby. Nie nou nie, Alana. Werner is reg. As hierdie 'n grap is dit siek om die minste te sê. Hoe gouer ons die polisie hier kry, hoe beter. Kom nou eers hier uit, almal van julle. Wat gaan aan julle? Kom Reina, ek dink jy moet 'n bietjie suikerwater kry. Sal jy die polisie bel, Louis? Luister mense, ons moet praat. Ons moes eintlik gister toe ons hier aangekom het, maar met die Andrew Lotz episode was dinge bietjie de mekaar. Wat sê die polisie? Gee my kans, Alana, ek kom daarby. OK, dokter. Ek sal my bek hou. Maar ons wil weet wat aangaan. Alana, as jy gaan aanhou inchip, gaan ons die hele blerrie dag hier sit. Bly nou stil, laat Louis praat. Ja, asseblief. Sê asof ons ergens anders het om heen te gaan nie. Goed, Alana, kom ons kry dit eers uit die pad. Jaco was beslis deur 'n slang gepik. Een met neurotoksiese gif. Waarskynlik 'n swart mamba of 'n kobra of iets. Die polisie het gevra dat ons almal hier bly. Minstens tot die ondersoek afgehandel is. Nou waar die hel sal ons dan nou heen gaan? Dis lockdown. Vrou, as jy nou weer een keer inchip, sluit ek jou in die blerrie kamer toe. Jy, en wie nog, Kobus Venter? Alana! Kyk, Vermoed hulle dan 'n misdaad, Louis? Nie noodwendig nie, maar daar is vrae. Kom hulle hê ons moet hier bly? Hulle het mos verklaringe by ons almal gekry. Ek weet nie, Werner, maar Alana is reg. Ons het nie juis ergens om heen te gaan met die inperking nie. Wat sê hulle van die limerick? Die sergeant dink dis dalk iemand wat gek skeer. Nee, Louis. Daardie nota is daar geplaas nadat Jaco dood is. Hulle dink dis iemand wat op die lijk afgekom het en besluit het om die situasie uit te byt. Maar dis net ons 6 hier in die huis. Ja, as hulle reg is, moet dit beslis een van ons wees. Ek dink nie hierdie is 'n grap nie. Wie sal vir Jaco wou vermoor? Hy het nie vyande gehad nie. Ek weet nie, Reina. Ons moet die polisie maar kans gee om hulle ondersoek af te handel. Daar is 'n paar onbeantwoorde vrae. Vra. Soos? Wel, eerstens, wat van die slang geword het. Hy is minstens nie meer in die kamer nie, maar wat veral vreemd is die feit dat hy nie gaan hulp soek het nie. dalk het hy nie tyd gehad nie. Ek het gehoor dat 'n mens uitpaas 10 sekondes na 'n man by jou gebyt het. Dis nie waar nie, Alana. Dit neem 'n hele rukkie voordat 'n mens jou bewussyn verloor. Daar was genoeg tyd. Hy moes minstens geroep het. Dink jy hy was verhinder om hulp te kry? Ons sal nie weet nie, Werner, maar die limerick is nog 'n raaisel. Louis, kom ons draai nie doekies om nie. Iets hier is vreemd aan die gang. 2 van die 8 mense in die huis is dood binne die eerste 2 dae. Gister Andrew en vandag Jaco. Andrew het 'n hartaanval gehad, vrou. Moenie laat jou verbeelding met jou op hol gaan nie. Hartaanval op 32? Vind jy dit nie vreemd nie? Nee, nie regtig nie. Los dit nou. Hierdie hele ding was 'n fout. Ons hoort nie hier nie, Louis. Is mevrou dokter nou te grand om saam met die lower class te bly? Alana, jy kan jouself maar nie keer nie, né? Ja my hel vrou. Ek kry blerrie skaam. Nie 'n blerrie woord verder nie. Dankie. Hou net daarby asseblief. Shut up jy. Alana, stop dit nou. Ek wonder oor die limericke. Die een vanoggend lyk baie na 'n bedekte waarskuwing. Hoorie, kan iemand net vir my verduidelik wat die hel beteken die liriek? Ag man, die blerrie resitasietjie presies. Ag genade tog. Jy sal nie verstaan nie. Luister Louis, ek is moeg. Is dit regtig nodig dat ons almal hier moet wees? Hoorie jou bitch. Wie die hel dink jy miskien is jy? Hou nou op, al 2 van julle. Dit praat van 6 wat nodig is. Nodig vir wat? En hoekom 6? Hoorie, hoekom praat julle net van die een resitasie? Wat van die ander een wat gister op die voordeur vasgeplak was toe ons hier aangekom het? Ek dink Alana's reg. Ek het nie gister veel aandag daaraan gegee nie. Gedink is net om ons welkom te eet. Maar ek dink ons moet weer daarna kyk.
Het jy dit nog ergens, Louis? Ja, dis hier. Welkom, liewe pelgrim, by die Jager kasteel. Toekoms is duister, maar tyd sal jou nie verveel. Dit kan jy weet, om nie te vergeet. Jou vertoef hier is doelbewus en deeglik gereël. Tyd sal jou nie verveel. Dis 'n verwysing na die sterftes? Dalk, maar kyk die laaste sin. Jou vertoef is doelbewus en deeglik gereël. Is ons elkeen met 'n doel hierheen gelok? Ek sê nog steeds ons moet ry, Louis. Waarom neek jy om hier te wil bly? Vir nou sit ons hier vas, Karen. Die polisie het uitdruklik gevra dat ons hier moet bly. Kon jy nog nie vir Herman die Jager aan die hande kry nie, Louis? Nee, ek probeer hom al heel oggend skakel, maar sy foon bly af. Ek het 'n boodskap gelos. OK, maar wat ek wil weet is, wat nou? Gaan ons heeldag net hier sit en vir mekaar kyk? Jy is vry om te doen wat jy wil, Alana, maar terwyl ons almal hier by mekaar is, dink ek ons moet mekaar so 'n bietjie beter leer ken. Daar was nie regtig tyd vandat ons hier aangekom het met alles wat gebeur het nie. My hel, ek dog ons is al ou vriende. Ons ken nog net mekaar se name, Alana. Nou maar wat wil jy meer weet? Goed, laat ek by my en Karen begin. Ons is van Pretoria. Ek is 'n chirurg en Karen 'n fisioterapeut. Ons het nie kinders nie. Herman het my maandag gebel en gevra of ons nie vir die duur van die inperking hier wil kom bly nie. Hy wil nie die plek laat leeg staan nie. Ons sou in elk geval verlof geneem het vir die inperkingstyd. So waarom nie? Vanwaar ken jy vir Herman die Jager? Ek ken hom nie persoonlik nie. Ons het nog net telefonies gepraat. Hy het my gevra omdat ons reeds die plek ken. Was jy al voorheen hier gewees? Ja, ek en Karen kom al die afgelope 6 jaar, elke jaar hierheen vir ons huweliksherdenking. Die huis fascineer my nog al die jare. Ja, dis 'n moerse plek die. 'n Regte ou tydse kasteel. Gewone mense soos ons kan nie bekostig om so laat in die plek te kom vakansie hou nie. Maar ja, as jy 'n dokter is dit seker anders. Die huis is meer as 100 jaar oud. Maar die plaas was vir jare onbewoon nadat die oorspronklike eienaar oorlede is. Die huis was glo heeltemal vervalle, totdat Herman die Jager dit 10 jaar gelede gekoop en in 'n gastehuis omskep het. Hou by die punt, Louis. Ons is nie hier om die huis se geskiedenis te bespreek nie. Ja, ek hoor jou, Karen, maar ek wil vra dat ons tog probeer om meer geduldig met mekaar te wees. Soos ek sê, ons gaan dalk lank met mekaar opgeskeep wees. Ag, behoede ons. Jy is onnodig moeilik, Karen. Hoekom het jy ingestem om te kom as jy nie hier wil wees nie? Ek het nie vooraf geweet wie ons bure gaan wees nie, Louis. Dis nou seker weet jy my gemik. Mevrou High and Mighty. Dis oor jy nie jou bek kan hou nie, Alana. OK mense, ons sal moet probeer om mekaar te verdra. Ek stem saam met Louis. Moenie 3 weke hel maak vir ons almal nie. Ek het spesmaas die inperking gaan dalk langer as 3 weke duur, Werner. Hulle gaan nie hierdie virus binne 3 weke onder beheer bring nie. Ek het nie 'n probleem nie. Hoe langer hoe beter. 'n Gratis vakansie in 'n Lani gastehuis soos die, met genoeg kos, unlimited wifi, 'n swembad, you name it, papi. Jep, ek voel soos Kobus. Ou Cyril kan die ding maar langer maak. Ek kan my indink hoe dit moet voel vir iemand wat aan niks gewoond is nie, maar die res van ons het lewens om mee aan te gaan. Wat die hel bedoel jy? Ons is niks gewoond nie. Ons is nie almal dokters nie. Man, toe ek julle gister sien aankom raai verskoning van 'n voertuig, het ek al vir Louis gesê. Hierdie is nie ons tipe mense nie. Asseblief, Karen, hoor hier. Julle kan nie heeltyd in mekaar se hare wees nie. Ekskuus, ek weet ek is die jongste hier, maar luister asseblief na Louis. Dink vir 'n slag aan iemand anders. Hoe dink julle moet Reina voel? Haar man is vanoggend dood. Ja, shame. Sorry, Reina. Ek is okay, dankie. Jy en Jaco kom van Midrand, Reina? Ja, dis reg. Jaco was 'n rekenmeester. Ek werk nie op die oomblik nie, maar ek is gekwalifiseer daar, Kapster. Julle was nog nie lank getroud nie, as ek reg is. Ons sou volgende week 6 maande wees. Ek was 'n ou jong nooi, maar Jaco was voorheen getroud. Hy's geskei. Shame. Nie geweet hy gaan hier aan sy einde kom nie. Alana. Wat die hel het ek nou weer verkeerd gesê? Hoe het julle hier beland, Reina? Ook op jou advertensie gereageer.
Ja, Jaco het gedink die res in 'n vreemde omgewing sou ons goed doen. Buitendien, ek wil nog altyd die kasteel van nader leer ken. Ja, ek dink Herman het hom skitterend van sy taak gekwyt met die restaurasie. Sorry dat ek vra. Wie die hel is die Herman die Jager waarvan jy praat? Magdag Alana, die eienaar van die huis. Ek het dit mos nou al vir jou gesê. Wat bedoel jy die eienaar? Wie was Andrew Lots dan? Hy was net die manager hier. Nou, maar hoekom sê Louis dat hy die Herman nog nooit gesien het as hy elke jaar hiernatoe kom nie? Herman bly al jare in Londen. Andrew het die plek van die begin af bestuur. Waar is al die bediendes? Ek het nie gedink ons gaan self moet skoonmaak. Alana, gee nou vir Louis 'n kans om te praat. Jy bly in Chip. Ja, asseblief. Ja. Die personeel is almal na hulle families toe vir die inperkingstyd. Kobus, hoe het julle hier beland? Ek neem aan dit was ook die advertensie? Yes. Ons het op Facebook gesien van 'n lekker gratis vakansie in die lockdown. Toe bel ek die nommer. Ek ook. Ek het nogal gewonder daaroor. Die advertensie is geplaas deur ene Klaas Geswind. Duidelike skuilnaam. En daar is geen inligting op die profiel nie, ook nie vorige plasings nie. Hoekom sou Herman dit onder 'n skuilnaam geplaas het? Wie sal weet? Dalk is hy nie op sosiale media nie. En onthou, daar was nie tyd om 'n behoorlike advertensie ergens te plaas nie. Ramaphosa het die inperking eers eergister afgekondig. Die naam Klaas Geswind lei 'n klokkie. Ja, wie die hel is die Klaas Geswind? Dit kom van 'n ou gedig van F.V. Reitz, Klaas Geswind en sy perd. Dis net 'n naam, Alana. In elk geval, klaar nie. Kan aan slegter plekke dink om te gaan afsonder. Jy is 'n student, Werner? Nagraad, ek's 29 jaar oud. Ek's ook van Pretoria. Ek en Alana kom af van Parys af. Ons is ou getroudes. Ja, ons da laaitjie, hy is nou 22. Ek's 'n diesel mechanic en Alana werk daar in 'n shoppie in die dorp. Ek kan van myself praat, Kabous. Ja, Alana, jy's dan maar moeilik vandag. 'n Boodskap. Dis dalk nou Herman. Wat die hel? Louis, is daar fout? Iemand het 'n verwronge sin vir humor. Wat gaan aan, Louis? Dis nog 'n vervlakste limerick. Van wie af? Laat ek sien. Dis baie vreemd. Ag nee my hel. Gaan julle nie vir ons ook vertel nie? 6 het gearriveer om tydelik hier te leef. By die sonde van hul vaders wat kleef, maar soos milde reën, gesuiwer, een vir een. Eers dan weer die vrede waarna almal streef. Weer 'n bedekte dreigement. Hierdie boodskap was nie deur een van ons gestuur nie. Ons is almal hier bymekaar. Dit kom nie van 'n gewone selfoonnommer af nie. Lyk of dit van 'n rekenaar afgestuur is. Hoe kan dit van 'n blerrie komputer afkom? Ag, genade tog. Jy sal nie verstaan nie. Wat die hel bedoel jy? Ek sal nie verstaan nie. Dink jy ek so nosel? Jy het dit gesê, nie ek nie. Man, vlieg in jou my. Ek loop. Ek gaan kots as ek langer teen sekere mense se gesigte vaskyk. Sorry mense, ek weet nie wat die hel in haar gevaar het nie. Ek skaam my mors dood. Kom ek gaan kyk maar of ek die ou lady gekalmeer kan kry. Dis reg, Kobus. Praat met haar asseblief. Dit kan nie so aangaan nie. Hier is genoeg aan die gang om op te fokus. Ja, nee, ek stem saam met jou, Louis, maar dis nie net sy nie. Ek sê maar net. Hy is reg, Karen. Jy kan gerus ook 'n poging aanwend. Ek gaan nie eers daarop reageer nie, Louis. Sal julle my ook asseblief verskoon? Ek wil 'n bietjie gaan rus. Natuurlik, Reina. Laat weet as daar enige iets is wat ons kan doen. Dankie julle. Moet ons nie liewer die polisie kontak nie? Om wat vir hulle te sê. Iemand het 'n boodskap met 'n rympie na my selfoon toe gestuur. Hulle is nou besig met die ondersoek. Kom ons wag maar eers, laat hulle ding doen. Jy is seker reg. 'n Mens voel net so gefrustreerd en magteloos. Dit kan jy weer sê. Ek wens regtig ons het liewer nooit ingestem om te kom nie. Wel, dis nou te laat. Kom ons probeer die beste daarvan maak. Louis, daardie mense is nie ons mense nie, en jy weet dit. Wat Herman besiel het om hulle hier toe te laat, sal net hy weet. Ek hoor jou, Karen, maar jy kan ook 'n regte snop wees as jy dis. En dit? Hy Smoles.
Los hulle, laat hulle mekaar uitmoor. Victor, julle moet gaan help. Daar's 'n slang in ons kamer. Wat bedoel jy, daar is 'n slang? Is jy vlak of wat? Ek sê daar's 'n boerseslang in ons kamer. Dink my hier kom Kobus nou. Dis 'n bly swart mamba. In julle kamer. Hel, julle is stadig vanmôre. Ek sê mos so. Kalmeer Alana. Dan vertel julle vir ons rustig van die slang in julle kamer. Julle kan relax. Ek het die ding vrek gemaak. Begin voor Kobus. Waar was die slang? Toe ek by die kamer inkom, toe sien ek die ding sy kop uitsteek daar onder die lazy boy. Hy bly die ding is langer as ek. Ek het my gat afgeskrik. Sorry, maar ek gaan nie weer in daai kamer in nie. Jy het nie juist veel vir 'n keuse nie. Maar die polisie het tog die hele huis deursoek. Die blerrie goed het maar so 'n manier om weg te kruip dat niemand hom in die hande kry. Ek dink nietemin, ons moet Sergeant Jansen laat weet dat ons die slang gekry het. Jy is seker hy is dood, Kobus? Hy sal niemand weer pla nie, Opella. Believe you me. Ek het sy kop vermorsel, net soos wat die Bybel sê. Nou maar verskoon my oomblik. Ek gaan die sergeant bel. Kabous, gevat daai ding uit ons kamer uit. Ek sit nie my voete daar nie, al is hy vrek. Nee man, wag nou eers. Miskien wil die polisie eers die ding sien. Man, hulle kan hom sien. Dit hoef nie in my blerrie kamer te wees nie. Hoor mense, julle moet maar mooi kyk. Mens weet nooit. Wel, ten minste sal ons nou 'n bietjie kan ontspan. As ons weet die ding wat vir Jaco gepik het, is dood. Ja, maar wie sê dis dieselfde slang? Wie weet, dalk is daar nog van die goed hier rond. Ek dink jy is dalk reg. Jy moenie die selfoonboodskap vergeet nie. Dis beslis 'n waarskuwing. Ek gaan my nie daaraan steur nie. Ons kan nie seker wees nie, Karen. Buitendien, daar is dinge rondom Jaco se dood wat nie sin maak nie. Dink jy hy was verhinder om hulp te gaan soek? Ek weet nie, hoe anders? Miskien was hy in sy slaap gepik. Dalk het hy nie eens geweet hy was gebyt nie. Nee, wat? Daai kite gaan nie vlieg nie. Hulle sê dis wetter seer as 'n slang jou byt. En kyk net hoe opgeswel is daai arm gewees. Believe you me, hy het geweet. Wel, iets weird is aan die gang. Wat maak julle van die limericke? Hoor julle, hier is iets fout. My selfoon het skielik geen sy nie en die landlyn by ontvangs is Hoe dood. bedoel jy? Hier, gebruik my foon. Nee, daar is seker fout. Ek het ook nie sy nie. Nee, ook. Die bloody wifi is af. Louis, wat gaan hier aan? Ek dink iemand blok doelbewus die sein. Louis, dit raak laat. Ek dink een van ons moet al kry en die polisie weer hier kry. Dit maak sin, ja. Voor daar nog iets lelik gebeur, sal jy gaan asseblief. Louis, kom ek en jy ry. Ek het jou gesê ek wil nie meer hier wees nie. Ek wil nie graag nou hier weggaan en alles net so los nie, Karen. Laat Werner ry en die polisie gaan kry. As jy so sê. Nou ja, dan sit reg. Byt vas, Louis. Ek maak so gou ek kan. Dankie, Werner. Waar's Reina, Louis? Sy het so 'n bietjie gaan lê. Ek kry die vrou nogal jammer. Dit moet moeilik wees vir haar. Ja, shame. Dink jy sy's alright alleen daar in haar kamer? Alana is reg, Louis. Dink jy nie sy moet liewer hier tussen ons wees nie? Weet julle, ek dink dit is dalk wys dat ons by mekaar bly. Net totdat die polisie hier was. Sal jy haar nie vir ons gaan roep nie, Alana? Ja, sure. Ja, en klop net eers voordat jy daar ingaan, vrou. Ek ken my manners, Kabous. Met jou weet 'n mens nooit. Wie kom nou hier aan? Louis, hier is groot moeilikheid. Iemand het al die voertuie se wiele stukkend gesteek. Ag nee, hel man. Is jy seker? Natuurlik is ek seker. Ons is vasgekeer hier. Dit het julle nou daarvan, Louis. Ek het vir jou gesê ons moet ry toe ons nog die kans gehad het. Dit help nie ons slinger nou verwyte rond nie, Karen. Ons sal met koppe bymekaar sit en dink wat ons gaan Sy's doen. weg, Louis. Sy's nie in haar kamer nie. Wanneer hel maak jy hier, Werner? Die kar se wiele is stukkend gesteek. Hy kan nie ry nie. Wat bedoel jy, Alana? Waar is Reina? Sy is nie in haar kamer nie. Wat die hel? Sy het dan gesê sy gaan lê. Luister jy nie wat ek sê nie, Kobus Verster? Sy is nie in haar blerrie kamer nie. Dalk is sy in die badkamer. Nope. Klaar gekyk. Dink jy sy Louis? Moenie spooke opjag nie, Werner.
Die feit dat sy nie in haar kamer is nie, beteken nie noodwendig dat daar fout is nie. Nou wat die hel dink jy het van haar geword? Ek sê jou, daar's niemand in haar kamer nie. Die bed is nie eers deurmekaar nie. Kalmeer Alana, Reina is 'n groot mens. Dalk is sy buite in die tuin. Met alles wat hier aan die gang is, kan ek nie anders as om bekommerd te wees nie, Louis. Ek hoor jou, Werner, maar die vrou het vanmôre haar man verloor. Dalk wil sy net bietjie alleen wees. Ek voel nie gemaklik nie. Ek gaan kyk of ek kan nie erns kry nie. Dis jou keuse, Werner, maar wees versigtig. Wag, ek kom saam met jou. Dan is ons at least 2. Dankie, Kobus. Kom. Wat die hel doen ons nou, dokter? Daar is nie veel wat ons kan doen nie, Alana. Die wetter gaan kom vir ons, jy weet dit, né? Louis, moet ons na die gesaanik luister? Hou jou bek van my af. Ek het net soveel reg om te praat as jy. Weet julle, ek dink ek moet julle twee in 'n kamer toesluit, dat julle mekaar uitmoor en klaar kry. Julle maak my moeg. Wat die hel bedoel jy? Wat het ek verkeerd gesê? Mense, hier is iets lelik aan die gang. Alles dui daarop dat ons in lewensgevaar verkeer. En al waaraan julle kan dink, is om mekaar in die hare te vlieg. Ons het mekaar nodig as ons lewendig aan die ander kant wil uitkom. Ek is nie die een wat die hele tyd moeilikheid soek nie. Louis, ek dink jy moet hierna kyk. Ek kry dit in die yskas in die kombuis. Wat is dit? 'n Koevert. Dalk nog 'n limerick. Gee hier, laat ek sien. Hoor hier, daar was niks dat die polisie hier weggesê. Die skrywer moes dit daar gaan plak het terwyl ons hier in die woonkamer was. Wat is jou punt, Werner? Wie was uit die vertrek terwyl ons hier was? Omtrent almal was op een of ander stadium hier uit. Wag net eers. Ek wil sien wat hier staan. Lees hard, ons wil ook weet. Waarlik toewerend die waar nog 'n slangetjie. Bedoel vir Alana of haar mannetjie? Die slang wou nie byt nie. Nou is daar geen verwyt nie. Maar dis nog lank nie die einde van die kannetjie. O, my hel. Dit kan jy weer sê. Iemand put genot daaruit om ons bang te maak. Hoekom doen hy dan nie iets nie? Hoekom al die speletjies? Luister hier julle, is dit nie dalk die Black Widow nie? Wat bedoel jy met Black Widow? Ek dink nie sy weet wat 'n Black Widow is nie, Werner. Hel, is hy vlak of wat? Natuurlik weet ek, dis 'n spinnekop. Ek praat van die widow wie se man vanoggend dood is. Reina, is jy laf? Moenie begin beskuldigings rondslinger nie, Alana. Dink mooi voor jy sulke aantuigings maak. Ja, kan maar sê ek is mal, maar think about it. Waar dink julle is sy nou? Hoekom dink julle het sy gelieg en gesê sy gaan slaap? Hoe weet ons dis nie jy nie, Alana? Jy het ook net nou weer uitgestorm. Dis nie sy nie, Werner. Glo my. Sy het nie genoeg tussen die ore nie. Hoor jy juffrou Louis? En dan sê jy ek soek moeilikheid. Reina, waar kom jy vandaan? Hoe lank staan jy al daar? Het julle geweet dat iemand ons dop hou? Waarvan praat jy? Kameras, Louis. Die hele huis vol. Die een hier in die woonkamer moet daar ergens wees. Loop ook in die kaggel. Hier. Ek dink so, ja. Nee. Nee, hier's niks. Hier is hy, onder die pot. Daai klein dingetjie. Nou hoe die hel weet jy daarvan? Dis 'n goeie vraag. Waar was jy, Reina? Jy het gesê jy gaan lê. Ek het iets ontdek, Louis. Het jy geweet hier is 'n kelder onder in die huis? Nee, maar dis nie vreemd nie. Meeste van hierdie ou herehuise het kelders. Ek het 'n boek gaan soek in die studeerkamer. Toe sien ek toevallig die valdeur onder die mat uitsteek. En ek het op iets baie interessant afgekom. In die kelder. Ja, Werner, daar is rekenaarskerms wat die beeldmateriaal vertoon van elke vertrek in die huis. Iemand is besig om alles wat ons doen haarfyn dop te hou. Die vetter. Het jy niemand daar gesien nie? Nee, daar is niemand. Ek het gewonder of dit nie dalk Andrew Lots was nie. Dit maak nie sin nie, Reina. Andrew is dood. Wie dit ook al is nog springlewendig besig om limerieke te skryf. En om ons karre se wiele stukkend te steek. Wat bedoel jy? Iemand het al die motor se wiele stukkend gesteek en die telefoonsein geblok. Waarskynlik om ons te verhoed om hier weg te kom. Nee. Ongelukkig ja, Reina. Hier is iets vreemds aan die gang. Kom wys my wat daar in die kelder aangaan. Ek bly nie 'n donder hier staan saam met party mense nie. Ek kom saam. Ek sal ook graag wil sien, Louis. Buitendien, ek dink ons moet liewer probeer om by mekaar te bly, vir ons eie veiligheid. Jy is dalk reg, Werner. Nou toe, kom ons gaan kyk.
Hoor hier, hierdie perd is goed ingerag. Hierdie is nie 'n nuwe speelietjie nie. Louis, dink jy dis dieselfde persoon wat verantwoordelik is vir die limericke en vir die slange? Hoe dan anders? Ek wonder of Herman dalk iets hiermee te doen het. Kyk hier julle, hierdie ou joernaal. Dit lyk 100 jaar oud. Jy behoort daarvan te hou, Louis. Jy's mos gek oor sulke ou goed. Verseker. Nee wat, daar is net op die eerste 2 bladsye geskryf. Die res is leeg. Laat ek sien. Dis baie oud. Nog 'n suurskrif geskryf. Waarskynlik met 'n veerpen. Kyk die datum, Louis. 1870. Is dit hoe oud die kasteel is? Ek het nie gedink dis so oud nie. 3 Julie 1870. 6 vreemdelinge daag op. Vra om te oornag. My ma nooi hulle in. 5 Julie 1870. Een van ons gaste is laasnag deur 'n slang gepik. Hulle het hom vanoggend dood in sy bed gevind. Dan het dit van tevore al gebeur? Lyk so. Dis besonder vreemd. 6 Julie 1870. Nog 2 gaste het gesterf. Al 2 deur slange gepik. Pa kry 2 slange in die huis. 8 Julie 1870. Dit is verskriklik. Die laaste 3 gaste sterf almal weens slangbyte. Pa sê die huis is vervloek. 9 Julie 1870. Ons moet vertrek. Pa sê ons gaan almal sterf as ons hier bly. Hoor hier, hierdie storie laat my nek hare rys. Dink julle hier is iets bonatuurliks aan die gang? Nee, spooke skryf nie limericke nie. Is daar niks verder oor die sterftes geskryf, Louis? Nee, dit was haar laaste inskrywing, behalwe, wag, hier is iets op die volgende bladsy. Wragtig 'n limerick. 6 gestorwenes lê vir baie jare op hierdie plek. Dis al reg om te rus en van hier te vertrek. Verhinder hul in hul rus, wees van die gevolge bewus. 'n Vloek van 6 is nodig om die skending te dek. Wat die hel? Wil hulle ons nou doodmaak oor haar in die ou tyd 6 mense hier dood is? Die vraag is, Alana, wie is die hulle waarvan jy praat? Wie is verantwoordelik vir wat hier gebeur? Niemand uit daardie tyd leef meer vandag nie. Die resitasie sê, dis die spooke van die 6 wat hier begrawe is. Dis snert. Iemand is hier doenig met onheilighede. Die limerick is nie deur dieselfde persoon geskryf as die res van die joernaal nie. Ek val nie vir die spookstorie nie. Ook nie die kantige vloek nie. Ek begin al meer die gevoel kry dat dit nie een van ons is nie. Ons sou tog geweet het as hier iemand anders was. Hoe, Louis? Hoe sal ons weet? Die huis is so groot. Dit behoort nie moeilik te wees om eers weg te kruip nie. Ek weet dit klink vergesog, maar wat is die regte vloek op die kasteel is? Daar is goed waarvan ons niks weet nie. Nee, Reina, ek koop dit nie. Maar hoe ook al, kom ons probeer mekaar nie bang te praat, as daar nie konkrete bewyse is nie. Luister, ek het nog nie nat of droog oor my lippe gehad nie. En ek is nog bly honger ook. Gaan ons hier 'n bietjie eet chow vanaand nie. Hoe kan jy aan kos dink in 'n tyd soos hierdie? Kobus, jy is welkom om vir jou iets te kry in die kombuis. Dis exactly wat ek nou gaan doen. Gaan jy af op Boggerel help om onsself uit te honger. Ja, kabous verster. Dis ook net jy wat sal wil vreet, terwyl iemand jou wil vermoor. Luister mense, ek dink ons moet teruggaan. Hier is niks verder om te sien nie. Excuse me, ook vir eers. Daar is dinge wat 'n vrou moet doen. Ek eis my as ek daaraan dink. Wat van die kameras, Louis? Ek dink, los eers die kameras tot ons die polisie hier kan kry, Werner. Ons kan die een in die woonvertrek vernietig. Ek dink in elk geval, ons moet maar die nag almal daar deurbring. Dis nie veilig om in aparte kamers te slaap nie. Kabous eet jy nog steeds. Kobus! My donder, Kobus. Wat is fout, Alana? Dis Kobus. Wat bekeer hom? Kobus? Ek het hom so gekry. Dit moes nie gebeur het nie. Nie Kobus nie. Ag nee, hemel tog. Wat is fout, Louis? Dis nie reg nie.
Dit moes nie gebeur het nie. Bytmerke, hier aan sy been. Hierdie gewerk vinnig. Kyk die swelling. Sonder teengif is daar niks wat ons meer vir hom kan doen nie. Alana, Moenie met my praat nie. Los my uit. Dit moes nie met Kobus gebeur het nie. Daar is die slang, Louis. Daar by die yskas. Ek sien hom, Alana, staan een kant toe. ons moet nie dink vrek maak, Louis, voor hy nog iemand bykom. Oppas! Wetter, hy is aggressief. Kom eers uit hier. Werner, sal jy gaan kyk vir 'n graf of iets waarmee mens die ding kan vrek maak? Ek is nou terug. Kom, Alana. Ek gaan nie vir Kabous alleen hier los nie. Daar is niks meer wat jy vir hom kan doen nie, Alana. Hy is reeds in 'n koma. Hy sal nie weer wakker word nie. Julle verstaan nie. Dammit. Dit moes nie met Kobus gebeur het nie. Ek verstaan, Alana, maar jy kan niks hier doen nie. Kom, laat ek vir jou iets gee vir die skok. Julle moet daardie slang mooi dophou. Hy is behoorlik boos. Kom, Alana. Reina, sal jy die deur toemaak asseblief? Alana, wag. Waar gaan jy heen? Vlieg in julle moere. Die hele lot van julle. Alana, moenie onredelik wees nie. Kom hier. Moenie haar soebat nie, Louis. As sy wil loop, laat sy loop. Sy lei aan skok, Karen. Alana, Dalk moet ons haar 'n bietjie alleen laat, Louis. Sy het dit dalk nodig. dis nie veilig nie, Reina. Wel, jy kan haar nie dwing nie. Dink jy is nog 'n mens wat hierdie dinge doen, Louis? Wat bedoel jy? Die storie in die joernaal. Wat as dit regtig 'n vloek is? Slange kan nie limmerieke verstaan nie, Karen. Ek weet nie meer nie, Louis, maar daar is te veel dinge wat nie sin maak nie. Hier is 'n byl, Louis, dis al wat ek kon kry. Kom ons gaan maak die ding vrek. Laat ek dit doen, Werner. Bly julle hier. Hoekom moet dit altyd jy wees, Louis? Daardie is nie 'n gewone slang nie. Ek sal versigtig wees, Karen, maar iemand moet dit doen. Julle wil nie hoor nie. My foon, hy werk weer. De Waal? Sergeant Jansen, ek is bly om jou stem te hoor. Ons het julle dringend nodig hier. Hier is nog iemand dood. Ja, die sein was geblok. Wat se nuus? Wat? Maar hy het 'n hartaanval gehad. Maar daar was geen tekens nie. Ja, dis een van die redes waarom julle so gou moontlik moet kom. Ons het 'n ou joernaal in die kelder ontdek wat praat van 'n vloek. Voorheen? Ek verstaan nie. En dis nou weer 50 jaar? Sergeant, ek dink julle beter 'n plan maak om hier uit te kom. Dankie, dis 'n verligting. Dis goed, ja. Ons sal versigtig wees. Tot later dan. Was dit die polisie, Louis? Sal op pad. Mense, julle sal dit nie glo nie. Andrew Lots was ook deur 'n slang gepik. Maar hoe? Julle het gesê dit was 'n hartaanval. Hy is dood aan 'n hartaanval, ja. Maar hulle vermoed die hartaanval was veroorsaak deur skok toe die slang hom pik. Hy moes onmiddellik gesterf het voordat die gif in sy bloedstroom beland het. Daarom was daar geen sigbare tekens van die slangbyt nie, behalwe 2 tandmerkies op sy bobeen. Ek het dit nie raak gesien nie. Hemel, Louis, Daar is nog iets. Die sergeant het die geskiedenis van die huis nagegaan. Daar is 6 mense hier dood weens slangbyte in 1870. En die vloek? Dis die vreemdste deel van die verhaal, Werner. Dit word elke 50 jaar herhaal. Die oorspronklike 6 mense is dood in 1870, maar daar is weer 6 mense dood in 1920. Ook slangbyte. En toe weer in 1970. Dis nou 2020. Weer 50 jaar. Kom, jou bliksem. Hier's ek. Doen wat jy wil doen. Alana verster skrikkie vir 'n bly Dis Alana. spook nie. Sy's in die kelder. Kom. Hoekom Kobus? Verdomp. Dit moes nie gebeur het nie. Alana, wat gaan aan? Ek is gatvol, hoor julle? Gatvol. Ek gaan nie meer my bek hou nie. Waarvan praat jy, Alana? Hy het gesê as ek praat, gaan ek vrek. Maar hy lieg. Ek gee nie om nie. Alana, kalmeer asseblief. Dan vertel jy vir my rustig. Van wie praat jy? Hy het gelieg, Louis. Hy het gesê hy sal vir my in Kabous uitlos, maar hy het gelieg. Nou kan hy in sy moer vlieg. Ek gaan praat. Alana, weet jy wat hier aangaan? Van wie praat jy? Wie het vir jou gelieg? Ek weet nie wie hy is nie, maar dis alles hy. Die resitasies, die slange, die moorde, die lot.
Hy het my R10.000 betaal om hom te help, maar toe gaan staan hy en maak vir Kobus dood. Jy praat deur mekaar, Alana. Haal eers diep asem, dan begin jy voor. Ek het julle gesê iets is nie pleis met hierdie vrou nie. Jy sê hy het jou R10.000 betaal. Sê net vir ons, wie is hy? Hoor jy nie as ek praat nie? Ek weet nie. Hy sê sy naam is Klaas. Hy het my Sondag gebel en gevra of ek hom sal help. Help? Waarmee? Hy het gesê van die advertensie op Facebook. Hy het gesê ek moet dit vir Kobus wys en seker maak ons kom hierheen vir die lockdown. Hy het gesê die kasteel moet wraak neem, want daar's mense wat hier vermoor is en as ek hom help, sal hy my R10.000 gee. So julle is nie toevallig hier nie. Nee, maar Kabous het van niks geweet nie. Presies waarmee moes jy hom help? Hy het die resitasies vir my gestuur, dan moes ek dit op papier skryf en bære waar hy dit vir my gesê het. En ek moes die slange hanteer. Ek ken slange. My pa was 'n handler. Besides, hy het gesê hy het die slange getoer. Hulle sou nie vir my of Kabous byt nie. Getoer? Wat bedoel jy? Hy het vooraf geweet wat die slange gaan doen. En ek moes goed in die slange se kaste spuit wat hulle kwaad maak, sodat hulle wil pik. En of die gif vinniger te laat werk. Waar kom die slange vandaan, Alana? Hoe die hel moet ek weet? Ek het hulle hier gekry. In die kaste, daar in die buitekamer. Maar waarom? Waarom wil hy ons dood hê? Hy het gesê dis die spooke wat die mense wil dood hê, sodat die siele kan rus. 6 mense, een vir elkeen van die mense wat hier dood is. Hy het gesê die huis weet wie om dood te maak. Wag so 'n bietjie. Jy sê hy het geweet wat hier aangaan. Is hy die een wat die kameras gebruik het? Ek weet nie. En die motor se wiele? Die selfoonsein? Die karre was ek. Hy het gesê ek moet sorg dat julle hier bly, maar ek weet nie van die sein nie. Waar is hy, Alana? Hy wou nie sê nie, maar hy het gesê hy's baie ver van hier af. Herman die Jager dalk? Hy het gesê sy naam is Klaas. Louis, kyk! Wel, staan stil, Louis. Daar's 'n slang agter jou. Oppas, hy kom hierheen. Waar? Moenie roer nie, Louis. Hy lyk nie aggressief nie. Alana, gee pad. Hy's reguit op pad na jou toe. Nee, laat die wetter my byt as hy wil. Ek is gatvol. Staan stil, Alana. Hy naga! Nee, O, hel nee. Shit. Alana, Hy het my op my enkel. Alana, het hy jou gepik? Is jy seker? Kykie, die wetter het my aan my enkel gekry. Bly kalm, Alana. Waar is die slang nou? hy's daar onder die boekrak in. dit was asof hy spesiaal gekom het om haar te pik. Hy is by Louis verby, reguit na Alana toe. Reina, vat vir Alana na die woonkamer toe. Laat haar op die rusbank lê en hou haar rustig. Ek is nou daar. Om wat te maak, Louis? Dis te blerrie laat, ek is moer toe. Inderdaad, Alana, jy het dit op jouself gebring. Wie was dit? Wat gaan aan? Die stem kom van die rekenaar, Louis. O, magtig, die valdeur is toe. Kyk of jy dit kan oopkry, Werner. Julle kan maar los, Louis. Julle gaan nêrens heen nie. Wie is jy? Waarmee is jy besig? Kabous was op die verkeerde tyd en plek, maar Alana het besluit om haar bek te rek. 4 het die prys betaal, nog 2 om te verhaal, dan sal vrede weer daal oor hierdie plek. Wie is jy? Hou op om soos 'n lafaard agter 'n mikrofoon weg te kruip. Ek is Klaas Gesond. Jy kan my nie sien nie, want ek is nie hier nie. Maar dis seer. Ek's naar. Reina, help haar om op die vloer te lê. Alana, probeer om kalm te bly. Dis geil, Louis. Wie wat kom. Dit sal nie lank wees nie. Jy kry wat jy verdien. Jy het alles opgevoeder met jou groot mond. Sarap jy. Ek lieg. Het gesê ek en Kabous is veilig. Ek is jammer oor Kobus, dit moes nie gebeur het nie. Jammer. Jammer, hel boggerol. Jy speel met mense se lewens. Wie gee jou die reg? Die vloek rus al 150 jaar op hierdie huis. Ek is net die instrument. Wat bedoel jy, die instrument? Wat het die sogenaamde vloek met jou te doen? En hoekom kruip jy weg? 6 moet geoffer word, sodat hier vrede kan wees. Dis snert, man. Waar kom jy vandaan? Dit trek jou nie. Wat belangrik is wat volgende moet gebeur. Herman, is dit jy? Herman die Jager bestaan nie.
In elk geval nie meer nie. Hy is al jare lank dood. Ek het sy identiteit aangeneem. Aan wie behoort hierdie huis dan? Ek is die eienaar. Ek het dit onder Herman de Jager se naam gekoop in 2009. En Andrew Lots, het hy vir jou gewerk? Ja, hy was my regterhand. Maar hy wou nie voortgaan met die offer nie, hy wou julle waarsku. Ek moes van hom ontslae raak. Toe maak ek hom nommer 1. Reina, is Alana oukei? Sy is bewusteloos, Louis. As sy haar mond gehou het, sou sy nog hier gewees het. Wat is sy van jou? Hoe het sy hier beland? Toe Andrew nie wou voortgaan het ek geweet dat ek iemand anders so nodig kry om sekere taaltjies te verrig. Sy was die aangewese persoon. Hoekom? Van waar ken jy haar? Ek weet dinge. Ek het geweet dat sy 'n slanghanteerder was. Ek het geweet dat sy nie baie intelligent was nie. Sy sou nie vra nie. Vir R10.000 sou sy haar siel verkoop. En Kobus? Het hy geweet van jou? Nee, sy wou hom beskerm. Dit was haar enigste voorwaarde. En toe pik jou slang om in elk geval. Dit moes nie gebeur het nie. Ek kon die slang nie beheer nie. Is jy 'n mens? Ek is klasgesoond. Ek is nie 'n aap nie. Ek bedoel, is jy fisies 'n mens met 'n liggaam? Ek is klasgesoond. Ek is nie 'n aap nie. Kunsmatige intelligensie? Waarna verwys jy? Wanneer is jy gebore? Hoe oud is jy? Dis nie inligting waarop jy geregtig is nie. Was jy hier toe die kasteel gebou is? Dis nie inligting waarop jy geregtig is nie. Waarom het jy die telefoonsein geblok? Om julle te verhinder om die polisie te kontak voordat die sirkel voltooi is. Maar Alana het alles bederf deur vir julle van my te vertel. Nou maak dit nie meer saak. Die polisie is op pad. Jou bose speletjies is verby. Hulle gaan te laat wees. Wat bedoel jy? Wat is jou plan? Julle was almal bestem om die prys te betaal. Maar Kobus en Alana het 2 se plek gevat. Nou bly daar 2 oor. Jy wil nog 2 van ons doodmaak. En die ander 2 dan? Dit maak geen verskil aan my nie. Ek is hier om toe te sien dat die volle offer gebring word, niks meer nie. Nou wie van ons het jy gedink moet dit oorleef? Ek gaan die keuse aan julle oorlaat. Besluit onder mekaar. Jy is mal, man. Kan die vloek gebreek word? 6 lewens geneem, 6 liggame versteek. 6 siele dwaal steeds, die reëls is verbreek. Liggame net so gelaat, sonder dat iemand baat. Wanneer almal eers weet, is die onreg gebreek. Wanneer almal weet? Wat beteken dit? 6 liggame versteek en so gelaat. Jy bedoel ons moet die oorblyfsels vind en bekend maak. Sal dit 'n einde bring aan hierdie gekheid? Solank hulle versteek lê, sal die huis vervloek wees. Waar is hulle versteek? Ek is die bewaker van die vloek. Ek dra geen kennis van die gestorwenes nie. Hoe kan jy nie kennis dra nie? Wie het jou aangestel om toe te sien dat die vloek gehandhaaf word? Ek is die bewaker van die vloek. Waarom sou iemand die liggame weggesteek het? Die joernaal sê die inwoners het in draas getrek, voordat hulle kans gehad het om die liggame te begrawe. Dan moet hulle nog hier in die huis ergens wees. As dit die geval is die kanse goed dat dit hier in die kelder sal wees. Waarom sê jy so, Louis? Dink daaroor. Hulle is nie in die huis nie. En as hulle nie begrawe is nie, waar anders? Dalk in een van die buitegeboue. As jy 6 liggame wou wegsteek, waar is die een plek waar daar omtrent nooit iemand kom nie? Hier is nie juis veel plek om 6 lyke weg te steek nie. Dis nie asof die kelder vreeslik groot is nie. Louis, kom kyk hier. Dit lyk of die muur oorgemessel is. Oorgemessel? Wat probeer jy sê? Wat as hier nog 'n vertrek is? En as dit toegemessel is nadat die lyke daar geberre was? Jy's reg, hierdie muur is beslis later toegemessel. Dink jy die lyke is daar agter weggesteek? Dit sal sin maak, dink jy nie ook so nie? Hoe kry ons dit oop? Daar is net een uitweg. Ons sal dit moet oopkap. Los dinge waarvan julle niks weet nie. Geef vir my daardie byl, Werner. Jy is gewaarsku, los dit uit. Of wat, Klaas Gesond? Wat gaan jy doen? Julle wil nie hoor nie. Julle speel met goed waarvan julle niks weet nie. Julle is gewaarsku. Man, waarsku in jou my in. Ek is moeg vir die speletjies. Nog 2 moet sterf, jy kan dit nie keer nie.
amper daar. Jy's deur. Dit was makliker as wat ek gedink het. Nee, hou op, nog 2 moet sterf. Ek het julle gesê, ek het genoeg gehad. Daar lê Beendere. Wag, ek klim deur. Kyk daar teen die muur. Nog 'n limerick. 6 vreemdelinge het gekom om te oornag. 6 julle hou nou vir ewig hier die wag. 'n Wrede lot was al deel, maar wraak sal hulle heel, want 6 meer bederf die kasteel se pragt. Hou op, die sirkel moet voltooi word. Wie sou die limerick daar teen die muur geskryf het? Sekerlik nie die mense wat hulle hier toegemessel het nie. Bedoel jy dis later gedoen en toe weer toegemessel? Hoekom? Vernietig die geraamtes, Werner. Kap dit flenters. Moet ons nie wag vir die polisie nie? Nee, kap dit flenters. Die joernaal ook. Hier, Gee daarby, Louis. vernietig dit alles. Kap dit stukken, tot daar niks meer oor is nie. Stukken, kap alles flenters. Kap. Klaas Geswind se stem het stil geraak. Dit is steeds stil. Maar wie was Klaas Geswind? 'n Mal mens met 'n siek brein wat ergens van die sterftes te hore gekom het en besluit het om self wraak te neem? Dalk 'n afstammeling van een van die eerste 6? 'n Kunsmatige intelligensie-entiteit wat verkeerd geprogrammeer was? Of, as jy in sulke goed glo, die gees van een van die afgestorwenes self? Ons sal waarskynlik nooit weet nie. Behalwe, wie weet? Behalwe as hy op 'n dag weer terugkeer om sy bose taak te voltooi. Of as 6 mense weer in 2070 hier deur slange gepik word. Dit was Vloek van die Limerieke, geskryf deur Eugene Pienaar. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Louis is gespeel deur Eugene Rautenbach. Werner was Simeon Bosman, Alana was Karen Loots. Reina is gespeel deur Esme Pienaar, Karen deur Marie Eberson en die rol van Kobus was vertolk deur Leon Stols. Die stem uit die rekenaar was vertolk deur Eugene Pienaar. Hierdie was 'n produksie van In Ink Luisterstories. Die tegniese versorging was behartig deur Eugene Pienaar.